Goeiedag en baie welkom so in die middel van 'n week, in die 4de leidingsweek. Ons het nou gister by Job stil gestaan, ons het die vorige dag by Maandag by Jakobus stil gestaan en bietjie bedink wanneer ons teleurstellings of wanneer ons swaar kry. As jy tyd het en jy wil dit dalk onderneem, miskien dalk ook verder saam met jou stilte tyd, begin dalk saam deur die boek van Job te reis en om iets van sy absolute moeilike en ongelooflike swaar reis, iets daarvan raak te lees. Dit het vir hom uitgemond in 'n wonderlike belydenis. Ek het nie begryp nie, ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie, maar nou het ek die Here self gesien. Ons staan vandag stil juis by 'n gedeelte wat vir my so kosbaar is en ons het dit al so baie gelees. Maar as ons dink as mense wat dalk ons kan baie maklik kan ons pyn of ons verlies of ons swaar kry word dit wie ons is, ons identiteit of die manier hoe ons onsself in die lewe verstaan. Maar dan wil die Here self vir 'n klomp mense wat hom begin volg het, wat genoeg rede gehad het om ook daai identiteit aan te kleef as gevolg van die absolute haaglike omstandighede en met ysterhand onder die Romeinse ryk wat hulle moes verduur. Dat hulle gesmag het na iemand wat hulle 'n politieke verlosser, Messias, wat hulle onder die juk van die Romeine kom losmaak. In hierdie bekende gedeelte in Saligsprekinge, laat dit net oor jou spoel. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, hulle sal vertroos word. Geseënd is jy wat weet hoe afhanklik jy van God is, want jy sal die koninkryk van die hemel ontvang. Aan jou behoort die koninkryk van die hemel. En geseënd is jy wat treur, wat in hierdie woestynpad moeilike en swaar en uitmergelende reis onderneem. Dalk is jy nie uit keuse uit in 'n woestyn nie. Dalk is dit as gevolg van dit wat die lewe oor jou pad gebring het in 2026. En ons sê gewoonlik baie keer as iets so sleg met ons gebeur, ek kan nie glo dit gebeur met my nie. Maar dat jy amper sê, hier hou ek vas, is dat ek sal vertroos word. Geseënd is jy wat treur. Jy wat treur oor 'n geliefde wat jy moes totsiens sê voor. Geseënd is jy wat treur oor iets wat skeef geloop het, 'n verhouding wat onherstelbaar verbrokkel het, en jy treur daaroor. Geseënd is jy, omstandighede in jou lewe het verander, en jou lewe is nie meer dieselfde nie. Jy is slegter of armer daaraan toe. Geseënd is jy wat treur, want jy sal vertroos word. Mag dit vir jou uitmond, mag jy die Here sien, mag jy soos Job dit ook sê. Aan jou, mag dit jou sagmoedig maak, want die sagmoediges sal die nuwe aarde ontvang. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hierdie woorde kan hoor
en ons in U troos en in U bemoediging en in hierdie beloftes kan anker. Here, dankie vir hierdie beloftes. Ons dra dit en ons hou daaraan vas, soos ons deur ons moeilike en ons woestyne stap. Amen. Werklike vrede vir jou en seën vir jou. Ons gesels weer.